Here, dis my gebed, dis ek hoop ons gebed, ek hoop dis die gebed van elke een van ons se harte, dat ons vanoggend kom en onsself tot die beskikking stel en sê, Here, ons wil nie net vir U ons harte gee nie, ons wil vir U ons lewens gee. Ons wil kom bid, die gevaarlikste gebed wat daar is op aarde om te bid, en dit is, laat U wil geskied, have your way. Here, ons het die lewe probeer, oor en oor, soveel keer, elke maandag, somewhere in die week, Here, dan dink ons is goed genoeg, sterk genoeg, slim genoeg om beheer te vat van ons lewe, en dan loop ons onsself bloedneus teen realiteite, teen die gevolge van ons eie besluite. Here, loop ons bloedneus, want ons stap in gesprekke in, ons stap in situasies in, waar ons dink, ons is groter en beter en sterker, maar Here, ons is nie. Ons het U nodig, elke oomblik. Here, help ons om dit te onthou. U is die een wat voorsien, U is die een wat genees, U is die een wat krag gee, U is die een wat hier is vanoggend. Here, dis nie ek wat hier voor staan nie, dis U wat deur my iets het om te sê. Here, mag ek 'n gewillige voertuig wees, 'n kanaal van U liefde, van U genade en van U woord. Here, kom spreek. Kom berei voor elke hart, elke gedagte, wat nou hier staan, wat ergens sit in die video kyk. Here, berei voor en kom spreek, kom verander, kom daag uit. Ons luister, Here. Amen. Baie dankie. Jy kan maar sit. Ek wil sê baie welkom vir elke een wat aangesluit het tydens die worship, en welkom vir die wat aansluit via die video. Voorreg vanoggend is, ek wens ons kon, en ons het geweet hoeveel mense kom, en ons het geweet hoeveel catering om te doen, want eintlik moet daar ballonne wees, en hoekies, en al die goed wat 'n mens het vir 'n verjaarsdagpartytjie, want vandag is 'n verjaarsdag. Dis die verjaarsdag van die kerk, dis Pinkstersondag. Ons herdenk die dag toe God se gees uitgestort is oor die aarde, en 'n preek gepreek is, en 3000 mense tot bekering gekom, of meer as 3000 mense tot bekering gekom, en die kerk is gebore, en dit het bly staan, en soos Jesus voorspel het, selfs die hekke van die hel kan nie staande bly. En daarom vanoggend doen ons hierdie interessante boodskap, preek, tema, saak, titel, bedryf, van is jy dronk, en het ek hierdie interessante uitstallingkie langs my, ek weet nie eens hoe dit proe nie, maar blykbaar is dit lekker, dis vrede en lust, en 'n Malbec. Ek dink dit is nogal 'n goeie naam vir 'n wyn. Malbec. As jy te veel drink, dan het jy 'n Malbec. In elk geval. So, ons praat vanoggend daaroor, en obviously wil ek nie noodwendig praat oor dit wat gebeur by een of ander plek waarom mense by mekaar kom om te drink nie. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil praat oor daai eerste Pinkstersondag, dit wat gebeur het in Handelinge 2, wat ons van lees. En ons lees daar dat God se gees kom, soos Jesus voorspel het. Jesus gaan weg, die disippels kom by mekaar en vertrek, 'n klomp van Jesus se volgelinge kom by mekaar en hulle bid en hulle bid en hulle bid, vir dae aan een bid hulle en hulle bid. En skielik is dit soos 'n aardbewing, en daar die plek is gevul met die teenwoordigheid van God, en vlamme kom uit die lug uit, en die disippels word gevul met die Heilige Gees, en Petrus staan op, en hy begin preek, en hy preek op 'n amazing manier. Ek weet nie of julle al films gesien het, of weet hoe die UN werk nie. By die UN in New York, kom al die lande van die wêreld by mekaar, en as jy nie die spreker verstaan nie, dan is daar mense in vertrekke amper soos daai, met glasvensters, en hulle het mikrofone, en jy sit 'n oorfoon aan, en jy kies die taal van jou keuse, van watter land ook al jy is, en jy hoor dit wat gesê word in jou taal, want daar's mense wat lewendige vertaling doen, soos wat dit aangaan. Nou, op presies dieselfde manier, op Pinkstersondag, was daar mense van al die uithoeke van die aarde in Jerusalem. Want dit was Pascha, Paasfeessondag, en die mense het gekom om te offer, en te die, en te daai, en te whatever, en al hierdie mense is by mekaar, en skielik begin Petrus preek, en elke een
hoor dit in sy eie taal. Maar die mense wat nie, sy gees nie oop was nie, al wat hulle gehoor het was hierdie gebabbel, hierdie geluide wat hulle nie 'n woord van kon verstaan nie, en hulle eindig en hulle sê hierdie woorde. Ander het gespot en gesê, hulle is dronk. Hierdie disippels wat in hierdie tale praat, want imagine, jy stap in 'n vertrek in, en jy weet nie die mense is Grieks nie, en hulle praat Grieks om jou, en jy dink, nee, dis ek voel as ek agter by die taxi ranks is, of ek stap hier in die kombuis en is die skoonmakers met mekaar praat, en is net, en hulle verstaan mekaar, maar ek verstaan nie 'n woord nie. Soos jy gewoond is om of Hebreëus of Grieks te hoor, en skielik hoor jy al die ander tale wat op aarde gepraat word, dan gaan jy dink, maar hierdie ouens wat die een oomblik Hebreëus was, en die volgende oomblik een of ander weird taal praat, hulle is dronk, hulle het te veel in. En dis waaroor ek wil praat, hierdie woorde, want sien, in Paulus kom in Efesiërs 5 vers 18, en dan skryf hy vir die gemeente in Efese, verder, moenie soveel wyn drink, hoor mooi, hoor wat staan daar. Daar staan nie, moenie wyn drink nie. Daar staan nie, moenie alkohol gebruik nie. God het alles gemaak op aarde. En hy het dit gemaak alles vir 'n goeie rede. Ons het dit gaan misbruik. Ook alkohol. Vra 'n bietjie vir 'n dokter, wat sal gebeur in 'n hospitaal as hulle nie alkohol het nie? Vra 'n bietjie. God het alles gemaak vir 'n rede en vir 'n doel. En die Here kom en hy sê, verder, moenie soveel wyn drink, dat jy dronk word nie. Dit lei tot uitspattige gedrag. Nee, laat die Heilige Gees eerder jou lewe volmaak. Nou, ek weet nie of julle al party mense gesien het wat dronk is nie, maar dit is absoluut komies. Google dit op YouTube, gaan tik in, drunk people. Jy lag jou simpel. Hulle val oor goed, hulle sê goed wat hulle nie moet nie, en dis net absoluut, partykeer snaaks, ander kere net dood eenvoudig tragies. Veral die dronk verdrietfase. Daai situasie wanneer hulle self so jammer kry, en dan wil ek het hierdie sny op my hand, en dit was so verskriklik. En dan kom daar 'n fase wat jy skielik begin agterkom, maar elke vrou in die vertrek is skielik net mooier as wat hulle was toe jy ingestap het. Want sien, God weet hierdie ding, van wat gebeur wanneer ek en jy met drank vol word. Want as met drank vol word, en te vol word, dan gaan ek beheer verloor. Skielik het ek nie beheer oor die goed wat uit my mond uitkom nie wat ek heeltemal met my lyf doen nie, en as jy regtig genoeg drink, gaan jy genuine omtrent nie eers die volgende dag onthou nie, maar ek beloof jou, sorry, iemand het 'n video geneem, en jou pelle sal jou herinner. Wat het jy gedoen? Jy het 'n paal gesoen, jy het opgegooi in iemand se skoot, jy gaan hulle kar skoonmaak, wat ook al het gebeur, jy het beheer verloor. Dis wat drank doen. En die rede hoekom God hierdie vergelyking maak by monde van Paulus in Efesiërs 5 vers 18 is, om beheer oor te gee aan die Heilige Gees, het dieselfde effek, maar vir positief. Sien, as ek vir die Heilige Gees sê, vat beheer, dan skielik, dan loop ek na plekke toe wat ek nie beplan het om na toe te loop nie. Dan sê ek goed wat ek nie beplan het om te sê nie. Dan doen ek dinge wat ek nie van plan was om te doen nie. Dan draai my lewe totaal anders uit as wat ek in my selfsugtige motiewe, wat ek met my kortsigtige kennis gedink het die regte pad is. Sien, die keuse wat ek het en jy het, is, en ons kan iets anders ook daar sit om jou meer te verloor, is ook om beheer te verloor. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, partykeer word dit op Facebook geplaas, van iemand wat road rage het, wat so absoluut beheer oorgie aan hulle woede,
dat hulle 'n baseballbat vat of sommer die kaal hand vat en hulle slaan iemand half dood. Net omdat die persoon nie hulle flikkerlig aangesit het nie, of een of ander saak. Ons almal het soms tye, en dit het nie noodwendig drank nodig nie, maar ons het tye wat ons beheer verloor oor wat ons doen, wat ons sê. As 'n man en 'n vrou in die huwelik regtig beklei, sien 'n man en 'n vrou wat mekaar ken, regtig lief het, regtig lank getroud is. Die probleem daarmee is ons ken mekaar se soft spots, ons ken mekaar se weaknesses. Ons weet as ek 'n spesifieke ding sê of 'n spesifieke manier dit sê of ek jou herinner aan een of ander spesifieke insident in die verlede, dan gaan ek jou seerder maak as wat my intensie was. Maar nou is ek kwaad en jy het my kwaad gemaak, of ek voel skuldig en jy het my laat skuldig voel, maar jy kan my nie laat skuldig voel nie, ek kan net skuldig voel as ek droog gemaak het, en nou verloor ek beheer oor myself, en ek verloor beheer oor my emosies, en voor ek myself kom kry, sê ek goed, wat eindelose skade maak. Ek het beheer verloor. Maar God kom en hy sê, daar's 'n ander manier van beheer verloor. En dis nie om dit te verloor nie, want iets wat jy verloor, moet jy weer gaan soek. Sien, as jy jou beheer verloor en jy word dronk, dan moet jy jou waardigheid en jou beheer moet jy weer gaan soek. As jy beheer verloor in jou huwelik met jou woede of met jou emosies, dan moet jy weer die respek, die liefde, wat die persoon vir jou gehad het, wat jy seer gemaak het, moet jy weer gaan soek. Maar as ek beheer oorgee, dan hoef ek dit nie te soek nie, ek weet waar dit is. My beheer is by God. En sien, die rede hoekom ons as mense sukkel om ons beheer oor te gee aan God, is, ons is controlfreaks. Ons wil beheer hê oor wie is ek, wat doen ek, waarheen gaan ek, hoeveel geld gaan ek maak, met wie gaan ek trou, hoeveel kinders gaan ek hê, wat gaan ek doen vandag, waarheen gaan ek gaan vandag, hoeveel geld aan my beursie gaan wees aan die begin van die dag, en hoeveel geld aan my beursie gaan wees aan die einde van die dag. Maar as ek beheer oorgee van my lewe aan God se gees, en ek plaas myself in God se hande, die God wat alles van jou weet, wat jou gemaak het met elke gawe wat jy het, wat presies weet wat die beste vir jou is, wat weet waar gaan jy droog maak as jy vandag self besluite maak, die God wat weet wat ander mense in jou lewe nodig het, wat jou pad kruis, as ek beheer oorgee aan daai God, dan skielik, dan verander hy dalk die keuse van die beroep wat ek wil volg, tot een wat my eindeloos meer vervul, as die een wat ek self wou gekies het. Dan sê die Here vir my dalk, nee, hierdie girl wat jy nou date, is nie reg vir jou nie. Kry iemand wat God aanbid, wat nie net uiterlik mooi is nie, maar innerlik mooi is. Of hierdie ouetjie wat jy aanbid in sy baard, laat jou liedjies sing, en as hy aanstap, dan knak jou knieë, maar hy kom altyd met 'n glasie aan. En die Here sê vir jou, weet jy wat, daar is nie vir jou. En dan word ons bang. Of jy het 'n paar rand in jou beursie en skielik stap jy ergens heen en iemand kom verby en jy weet vir jou soort gaan ek nie help nie, maar dan kom maar iemand anders en jy het sopas nee gesê vir daai persoon, maar hierdie ander persoon kom na jou toe en hulle voor hulle nog 'n woord gespreek het jy net hierdie gevoel, ek moet vir jou iets doen, ek moet vir jou iets gee. Ek moet vir jou iets beteken. Maar sien, ons probleem is dan, dis 'n bietjie, dit plaas ons op 'n spot. Want soms sal die Heilige Gees vir jou sê, bid vir hierdie persoon, in checkers. En dan doen jy die volgende, dan stap jy en dan sê, Here, ek bid vir haar. Here, ek bid vir haar. Maar jy loop verby, hou jou oë oop, en dan gat jy. Sy weet nie, jy het vir haar gebid nie. Hy weet nie, jy het vir hulle gebid nie. Die Here weet, en gelukkig is hy amazing, en hy gaan jou hoor, maar dit het nie impak gehad op daai persoon se lewe nie. En partykeer sal mense hulle gebedsversoeke verbaliseer
teenoor jou, ek's vanoggend elke Sondagoggend op pad hiernatoe, ek het dit al vir julle gesê, my ritueel is kry vir myself 'n koppie koffie, en ek stap al by Spar se koffieshop in, en ek kry vir my koffie, en ek is die enigste persoon daar, en al daai staf, al daai tafels is leeg, en hulle gesigte hang so, en die barista, sy kyk vir my, sy sê, Pastor, will you pray for us? En ek sê, why do you want me to pray for you? En sy's like, jy's mos 'n pastor, jy moet weet. Ek sê, nee, sê my, tell me. En sy sê, we want this place to be busy, so that we have work to do, so that the day passes quickly, so that we feel we mean something. And yes, so that we can go home and look after the people at home. En toe bid ek vir hulle net daar in 'n koffieshop. Gelukkig was dit net hulle, want soms is daar vreemde mense instap en dink hulle ek's weird, en as ek my oë oopmaak en sien ek hierdie ou kyk my so skeef aan, en dan voel jy so bietjie simpel. Maar ek en jy, dis wat God wil hê, dis wat die kerk laat groei, dis wat sy gees laat versprei oor hierdie aarde, as ek en jy ons beheer oorgee aan die Heilige Gees, want as jy dronk is, en jy gee jou lewe, of jou beheer oor aan drank, dan dink jy, skielik, dat alles is mooier. Skielik was daar nog nooit so mooi blom nie, en hierdie girl langs jou, sy weeg 250 kg, maar jy dink, sy's amazing, en hierdie man langs jou, sy asem stink, en hy het 'n week laas gebad, maar jy dink, daai baard van hom, met die kos wat so sit, jy dink, daai man is manlik, en kyk daai spiere, dis nie spiere nie, en jy kyk daai maag, en jy dink is 'n six-pack, ja dit is 'n six-pack Lion of Black Label, en skielik is iets net mooier, en is presies dieselfde met die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees, as ek my beheer oorgee vir die Heilige Gees, dan sien ek weer die mooi van die lewe, ek sien die positief van die lewe, ek kyk na mense, en ek sien nie hulle foute raak nie, ek sien 'n potensiaal raak, ek kyk nie na mense, en ek sien hoe seer hulle my maak nie, ek kyk na mense, en ek sien, dat hulle God nog nie ontmoet het nie, en God se genade nog nie ervaar het nie, en daarom hurt people, en vanuit hulle seer, omdat hulle nog nie hulle seer vir die Here gegee het nie, maak hulle die mense om hulle seer, en ek sien dit raak, en in plaas van dat mense my seer maak, in my stilte, in my binneste bid ek, dat hulle die Here sal ontmoet. Skielik word mooi, nog mooier, en die lelik van die lewe, sien ek die mooi daarin raak. Dis wat gebeur wanneer ek beheer oorgee aan God se Gees, eerder as aan drank, en wanneer ek beheer oorgee aan God se Gees, dan word ek skielik sterker, ek is tot meer in staat as wat ek tot my eie krag toe in staat sou gewees het. Vrydag aand is 'n testimony daarvan, Vrydag aand met Joshua na die reën, ons het borge gehad, ons het mense gehad wat gehelp het tafel skuif en stoele uitpak, en dinge het gebeur, en dit was 'n amazing lekker aand, en Jacques en sy span wat hier gesing het hier weggestap met lemoene en narkies en pepperdew goed en goed van Tina Lady en whatever, en hulle het hier weggestap, daai kar sit agter, julle moes daai kar gesien het, hulle het met so Hyundai Kombi aangekom, daai agterkant het gelyk soos 'n taxi op Paasnaweek, hy het gesak, ek het vir hulle gesê, boys, julle gaan moet stadig ry, julle het moeilikheid, en hoekom het al daai goed gebeur Vrydag aand, hoekom kon so lekker aand en so blessing vir soveel mense, en hulle ry hier weg, en hulle gaan vertel hoe amazing is die mense van Dynamis, en hoe God vrygewig kan wees, hoe het al daai gebeur, die krag van 'n gemeente, wat by mekaar kom, en gelei word deur God se Gees, hulle gawes gebruik, en die goed gebruik wat die Here vir hulle gegee het, en saam is ons sterker. Vrydag aand kon ek nie op my eie gedoen het nie, kon ek nie net alleen saam met my vrou gedoen het nie, elke persoon wat iets gedoen het, vanoggend, kan nie op sy eie gebeur nie. Hoe word ons sterker? Deur God se kinders, wat ons arms oplig. Hoe word ek sterker? Deur God se Gees, wat in my iets gee, wat maak, dat ek bereid is om te doen, dit wat ek uit my eie uit nie voel, ek in staat is om te doen nie. Of ek kan sterker word deur drank en iemand slaan wat aan wie ek nooit moes geraak het nie, en ek kan wakker word met 'n bietjie minder tande en 'n blou oog. Vrouens, ek wil vir julle 'n tip gee, oor hoe jy help jy 'n man wat so bietjie aan, jy weet,
vir jou merke gee, wanneer hy drink. Baie maklik, jy gee vir hom, een aand maak jy hom ordentlik dronk. En dan vat jy kookolie, en jy gooi dit in die bad. En dan sê jy vir my man, kom ons gaan spoel jou 'n bietjie af. En dan sit jy hom in daai bad. En dan vat jy 'n vleeplak of 'n besemstok of enige iets wat naby is en jy gee hom net so een hou. En as hy opstaan, hy sê, ek sal vir jou, en dan val hy nog 'n keer. Want hy kookolie gemaak het, hy val en elke keer, en sê vir hom, okay, drink weer, asseblief, en hy gaan val, en hy gaan val, en hy gaan val. En hopelik gaan hy agterkom dat iets anders moet hom sterker maak as die drank. Wanneer mans hulle hande lig vir vrouens. Daar's baie stereotypes in hierdie wêreld wat my pla. Ek weet, daar's vrouens wat aan mans ook slaan, ek weet dit. Hoe weet ek dit? Want ek moes dit al hanteer. Maar oor die algemeen, is dit mans wat aan vrouens en aan kinders slaan. Want hulle word sterker gemaak deur hierdie goed. Te veel hiervan. In plaas van, dat hulle sterker word deur God se gees wat in hulle werk. En deur hulle werk. In plaas van dat hulle gesinne seer maak, kan hulle gesinne seën en bless en nader aan mekaar trek. Hoef hulle kinders nie vir hulle bang te wees nie. Hoef hulle vrou nie een kant te skuif as hulle deur die deur kom nie, en wonder wat se man kom vanaand deur die deur nie. Dis nie wat God bedoel het nie. Dis nie wat God wil hê nie. Hy wil hê ons moet beheer word deur sy gees. En die een ding wat drank nog doen, as ek skielik te veel daarvan in het, is ek raak eerlik, ek vertel goed wat ek nie moet nie, en ek vertel grappies wat ek beslis nie moes vertel het nie, en ek raak absoluut eerlik oor dinge, en dis soos 'n leenverklikkertoets vir party mense as hulle te veel drank in het, en dis presies dieselfde wanneer God se gees in my kom. Dan kom ek agter, wie is ek? Wat lê agter my? Ek is eerlik oor myself, ek is eerlik oor die feit, dat al is ek 'n man, is ek nie tot alles in staat nie, het ek God nodig. Ek is eerlik oor die feit, dat God vir my 'n vrou gegee het, wat se liefde ek nie verdien nie, dat God vir my kinders gegee het, wat 'n genade geskenk is uit God se hand, en ek besef, dat ek foute maak, en dat ek moet sorry sê as ek daai foute maak, en ek is eerlik oor wie ek is, en oor my menslike toestand, en omdat ek eerlik is oor wie ek is, dink ek nie ek is beter as ander mense nie. As ek eerlik wanneer ek met God praat, het ek nie nodig om goed weg te steek nie. Wanneer ek 'n vorm invul met blokkies op wat bo aan sê SARS, dan het ek nie nodig om goed, ek is eerliker, want God se gees werk deur my. Wanneer my vrou vir my vra, wat het ek vir my jaggeweer betaal, of wat het ek betaal vir my hengelstokke, of my man vir my vra, wat het ek vir hierdie handsak betaal, dan kan ek eerlik wees daaroor. Want God het my gelei om dit te koop, en ek sou nie iets gekoop het wat ek nie moes gekoop het nie. En ek gaan nie skaam voel oor wie ek is, of waar ek was nie. Onthou jy as kind, toe jy vir 'n meisie moes gaan kuier, of nie moes gaan kuier, nie wou gaan kuier het, en jy moes so laat by die huis gewees het. Ek het nooit 'n kar gehad, totdat ek vir myself een gekoop het nie, en ek het met 'n fiets oral gegaan. Dan moet ek 10 uur by die huis wees, en 10 uur is 'n moeilike ding, daai laaste soen, jy rek hom so 'n bietjie uit, en dan 10 uur, dan kom jy agter, blik, maar ek moes al by die huis gewees, dan trap jy daai fiets stikkend tot by die huis. En net voor jy deur die hek gaan, dan blaas jy die wiel af. En as jy nou nat gesweet, dan sê jy, pa, ek het huis toe gehardloop, sorry, ek wou nie laat wees nie. En as jou pa so slim is soos myne, ek het net een keer daai verskoning gebruik. Toe sê hy's reg my seun, hier is die pomp, kom ons pomp gou die wiel, kom ons druk hom gou in die water, dan wys hy my waar is die gaatjie. En toe slat hy my gaatjie. Vuurwarm. Sien as ek gelei is deur God se gees, dan sou ek, nommer 1, die meisie met waardigheid hanteer het. Sou ek nie my lak gepush het nie. Sou ek by die huis gekom het en niks gehad het om weg te steek. As ek deur God se gees gelei word, het ek nie nodig om bang te wees vir die geheime en die geraamtes in my kas nie. Want die geraamtes is vergewe.
En die goed wat ek nou doen, word gelei deur God se Gees. Wanneer God se Gees ons lei, dan praat ons ook oor dinge wat ons nie noodwendig weet ons kan sê of kan doen nie. Net soos mense wat te veel drank en dit skielik grappies kan vertel, soos hulle nog nooit kon grappies vertel nie, en snaaks is, genuine snaaks is. En skielik sê hulle goed, en hulle onthou gediggies uit die Afrikaanse klas uit, en hulle kan skielik woorde herroep, en hulle kan op kroegtoonbanke staan en liedjies sing, en wie weet wat als. Maar wanneer God se Gees in my kom, dan herinner hy my in 'n sekere situasie aan 'n Bybelteks wat ek 3 jaar terug gelees het, en wat hierdie persoon voor my nou nodig het. Ek weet nie waar dit staan nie, ek weet net, jy sê net, die Here sê, jy kom niks kort nie. Die Here sê, hy is by jou. Die Here sê, as jy deur vuur gaan, sal hy by jou wees. Die Here sê, al word jong mense moeg, al breek die lewe jou af, God gee vir jou krag. Die Here wat ek aanbid, sê vir jou, dat 'n geknakte riet sal hy nie breek nie. Dat hy nie een is wat jou verder afbreek nie, maar dat hy jou wil heel maak, en wil nuut maak, en wil oormaak, en wil vol maak. Dit wat die wêreld by jou gesteel het, die God wat ek aanbid, beledig jou nie vir hoe skeef jou ore is, of hoe lank jou neus is nie. Die God wat ek aanbid, sê in Psalm 139, hy het jou gevorm in jou ma se maag, jy is uniek, jy is spesiaal. Hy sê in Efesiërs, of in 2 vers 10, sê hy, jy is gemaak vir 'n taak wat God vir jou gemaak het. Verstaan jy wat God se Gees doen, wanneer God se Gees in jou werk? Ek kan nie hierdie preek nie, sonder God se Gees wat deur my praat nie. Hierdie Gees het nie impak, of hierdie preek het nie impak as God se Gees nie in jou werk, en dit wat jy nodig het om te hoor vanoggend by jou, laat inslag vind nie. Dis hoekom op 'n Sondagoggend, as die diens klaar is en jy het regtig opgelet, en ek sou vir jou vra buite by die deur, wat het vir jou iets beteken, en ek sou vir 10 mense vra, sal ek 10 antwoorde kry. Want God vat my boodskap, hierdie boodskap wat hy vir my gegee het, en hy spreek dit deur my, en hy sê, maar Franco het nodig om dit te hoor, en Marnel het nodig om dat te hoor, en die Delang is het nodig om dit te hoor, en die Leen het nodig om dit te hoor, en so kan ek aangaan, en God se Gees weet wat in jou week gebeur, hy weet wat voorlê in die week wat kom, hy weet waar moet hy praat met jou, en hoe moet hy spreek tot jou. En God wil dit deur jou doen, vir ander mense, by die werk, by die skool, in jou huis, ergens in Checkers, of in Spar, of in Sugar Hill, of in Sugarloaf, of waar al jy kom, daar langs die rugbyveld, waar jy op die ref skree en vir jou kinders cheer. Dis wat God wil doen en kan doen. Dit was vir my Vrydag aand so mooi. Joshua na die reën, toe ek met hom oor die foon gepraat het, die eerste keer ek bel hom, ek sê, hallo Joshua, ons wil julle bespreek om te sing. Hy sê, ek's nie Joshua nie, ek's Jock. Ek sê, hoekom is julle Joshua na die reën? En Vrydag aand, toe sê ek vir hom, ek is jammer, jy gaan nie hier uitgaan, voor jy nie vir ons vertel, hoekom is jy Joshua na die reën nie? En toe vertel hy van 'n profesie wat gespreek is toe hy kind was, oor en oor deur mense in sy lewe, wat vir hom gesê het, jy herinner my aan Joshua. Jy herinner my aan Joshua. En toe hy 'n naam moes kry vir homself wat sing, toe dink hy aan Joshua. En na die reën begin goed groei. En God wil deur hom dit doen, mense laat groei. Is dit nie amazing nie? En hy doen dit terwyl hy hier op die verhoog staan en net die een kyk sonder die lipstifie, en uit hierdie glas uitgedrink het. Hy drank, en hy vertel van God, en die twee goed pas by mekaar. Dit clash nie. Want hy's nie dronk van hierdie nie, hy's dronk van hierdie. Dit wat God gee. Holy Spirit is not a ghost or a wind or a fire or a dove. He is often symbolized by those things, but don't minimize him. That ain't who he is. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Not third because he is least in value, just third because he's the last to be revealed to us in the pages of Scripture. But all of the power, all of the glory, all of the authority, all of the grandeur of God the Father is in the person of the Holy Spirit. Which means
If you're a believer and the Holy Spirit lives in you, that means all of the grandeur and all of the greatness, all of the authority of God Himself now lives on the inside of you. So if you are a believer, you have the Holy Spirit. Ek het daai video vir jou gespeel vir 'n paar redes. Nommer 1, dis 'n vrou wat praat. Daar was 'n tyd gewees en daar's kerke vandag nog wat nie vrouens toelaat om te preek nie. Vrouens mag geen vorm van leierskap in kerke hê nie. God se gees werk net deur mans. Daar's party mense wat dink dat God nie praat deur iemand wat se velkleur anders is as hierdie een wat ek het nie. Dis hoekom hierdie video gespeel is, maar die ultimate rede hoekom hy gespeel is omdat dit wat sy sê die absolute reine waarheid is. God se gees is God self. En alles wat God is sy gees. En as jy jouself 'n gelowige noem, is sy gees in jou, en dan behoort jy te kan doen wat Jesus gedoen het, te sê wat Jesus gesê het, en te wees wat Jesus was, met jou unieke gawes. Al die gawes van die gees was in Jesus. Hy kon bid in tale, hy kon mense genees, hy kon mense uit die dood opwek, hy het die gawe gehad van kennis, hy het die gawe gehad van wysheid, hy het al die gawes gehad. Maar sodat God ons kon maak om mekaar nodig te hê, het hy toe hy sy gees uitgestort het oor ons sê, vir jou gee ek dit, en vir jou gee ek dit, en vir jou gee ek dit, dan kan ons elke een nie spog oor wie ons is nie. Maar ek kan daar buite leef en weet dat God leef deur my. En die God wat storm stil maak, is die God wat my krag gee. Die God in wie se naam ek in enige vertrek instap. In enige vertrek is ek die gelyke van enige persoon in daai vertrek. Ek gee nie om wat sy grade het nie, ek gee nie om wat sy bankrekening is nie, ek gee nie om wie sy pa of sy ma is nie, ek gee nie om wat sy van is nie. Ek is die gelyke van enige persoon in enige vertrek, want God stap saam met my daarin. Daar's geen probleem wat te groot is vir my nie. Daar's geen vraag waarvan ek nie die antwoord ken nie. Hoekom? Want die God van die heelal werk deur my en sy gees is in my en God sal aan my openbaar wat ek nodig het om te weet soos ek dit nodig het. Ek kan in enige plek instap al weet ek nie wat vir my wag nie. Hoekom? Want God weet wat vir my wag. En daai gees is in my en hy is in jou. En God wil hê jy moet beheer oorgee aan die gees. Tot en met laas Sondag het ek as prins hierdie sin verkeerd gesê. Die sin het gelees. Jy is gemaak vir meer van die gees. Dis 'n leuen. Toe God jou sy kind gemaak het, het sy hele gees jou gevul. Maar jy het nie alles van jou vir die gees gegee nie. Jy's dalk nog in beheer van jou toekoms of jou besluite. Jy wil dalk nog beheer vat van jou huwelik, of jy wil dalk nog beheer vat van wat jou kinders word eendag, of jy wil beheer hou oor jou besigheid, of jy wil beheer hou oor hoe vinnig jou kar ry, of jy wil beheer hou oor wie jy kuier en saam met wie jy kuier. En God sê, ek wil hê jy moet elke aspek van jou lewe se beheer aan my oorgee en ek sal vir jou die beste lewe moontlik gee. Maar dit gaan kos dat jy nie beheer verloor nie, maar dat jy beheer oorgee. En dis 'n scary ding. Vra my vrou, een van die moeilikste goed vir my, is om in 'n kar te klim wat ek nie bestuur nie. Dis 'n feit. En no offense, ek is nie seksisties nie, ek voel beter as 'n man bestuur. Ek sê dit, ek is jammer, dis hoe dit is. Ek weet nie hoekom nie, dit is wat dit is, en ek weet daar's vrouens wat baie beter as mans bestuur, dis 'n feit. Vrouens se versekering is goedkoper, want minder vrouens stamp karre. Dis hoe dit is. Maar daar's iets in my kop, en net soos ek sukkel om beheer oor te gee van die kar waarin ek is, net so moet ek erken dat elke dag is 'n struggle vir my, om vir die Here te sê, Here, ek gee U beheer. Ek sê dit oor en oor, ek sê dit oor en oor, want elke keer as ek myself kom kry, dan maak ek 'n besluit wat ek dink is reg. Doen ek 'n ding wat ek dink is reg.
Die Gees is gemaak vir meer van jou. Ek wil vra dat jy jou oë toemaak. Maak jou oë toe. Heilige Gees, U is hier. U is in ons, U is om ons, U is by ons. Heilige Gees, ek wil vra, sal U nou vir elke een wys, daai een plek, wat volgende is op die lys, sodat hulle nog meer kan word, soos U wil hê hulle moet wees. Daai stukkie van hulle lewe wat hulle beheer oor wil hou, wat hulle krampagtig vashou. Here, miskien is dit hulle finansies en hulle finansies is 'n gemors, want hulle dink hulle kan hulle self uit hulle finansies uitredeneer en uithelp en uitbeplan. Here, dis nie moontlik sonder U nie. Here, miskien is dit hulle huwelik, miskien is dit hulle kinders, wat ook al dit is, of die manier wat hulle kar bestuur, of die besluite wat hulle maak of gemaak het. Kom Heilige Gees. Kom lei elkeen van ons. En as U nou in hierdie oomblik vir iemand wys wat dit is wat U wil hê hulle moet oorgee, gee hulle die guts om dit om oor te gee. Here, want elke aspek van ons lewe wat ons krampagtig aan vashou en nie vir U beheer oorgee nie, voeter ons op. Here, as U nie die middelpunt is van my huwelik nie, gaan my huwelik dit nie maak nie. As U nie die middelpunt is van die manier wat ek my kinders groot maak nie, gaan my kinders U nie leer ken as hulle groot is nie. Here, as U nie die middelpunt van Dynamis is nie, sal Dynamis ophou bestaan. Here, as U nie die middelpunt is van die manier wat ek bestuur nie, dan sal ek eendag in 'n ongeluk kom en dit sal my skuld wees. Here God, ons wil beheer oorgee aan U. Heilige Gees, help ons om die wêreld mooier te sien. Help Here, maak ons sterker deur die Gees. Maak ons eerliker deur die Gees. Maak ons welsprekender deur die Gees. Sodat ons in situasies sal doen, sal wees wat U wil hê. Here, dat as ons in 'n plek instap en as ons in 'n plek uitstap, dan is elke plek waar ons was, elke mens met wie ons gepraat het, selfs al het ons nie eers U naam op ons lippe geneem nie, is hulle net deur ons Gees, deur U Gees wat deur ons leef en U lig wat deur ons skyn, so aangeraak dat hulle beter is net omdat ons daar was. Nie omdat ons grand is nie, maar omdat U deur ons werk. Heilige Gees, help ons elke oggend om onsself te los en U te vat, om beheer oor te gee. Kom hierdie week, lei ons elke besluit. Drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, kom genees die wat genesing nodig het. Gee krag vir die wat krag nodig het. Kom Heilige Gees. Kom en verdryf die donker in ons. Kom, laat U liefde deur ons die wêreld oorwin. En kom nou en lei ons in ons offergawes, dat ons vir U sal gee wat U toekom. Here, en dat ons nie sal vrees oor hoe gaan ek deur die res van die maand kom nie, want ons weet dat as ons eerste vir U gee wat U sin is, sal U sorg dat die res van die maand ons het wat ons nodig het, want U is God. En as ons U eer, sal U ons eer. Ons kom eer U met ons tiendes en ons offergawes. Ons doen dit met blymoedigheid, Here. Amen. Ek kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ek gaan 'n seën oor jou spreek wat ek nog nooit gespreek het nie. Mag jy die Gees van die Here nou ontvang. Mag hy jou vul op nuut en ongekende maniere. Mag God se Gees jou oë oopmaak vir die mooi van die wêreld, eerder as die lelik en die negatief. Mag God se Gees jou vul en jou krag gee om uit te staan en op te staan in situasies waar jy gewoonlik sou terugstaan.
Mag God se krag jou die krag gee om uit te hou en aan te hou, al voel dit vir jou jy wil opgee. Mag God se gees jou eerlik maak in alles wat jy doen en in alles wat jy is. Mag God se gees jou so vul dat dit die woorde van jou mond vul en jou gedagtes vul, sodat dit wat uit jou mond uitkom mense opbou en mense stig en mense heel maak en mense vol maak, sodat as jy spreek dat mense God hoor. Heilige Gees, vul hierdie mense. Vat beheer van elke huwelik, vat beheer van elke voertuig, vat beheer van ons finansies, vat beheer van alles, sodat ons lewens leef wat U eer en ons gelukkig maak. Kom Gees, werk deur ons, en mag ons, en oral waar ons gaan, nooit weer dieselfde wees nie. Ek spreek dit oor jou, in Jesus naam. Amen.